Goeiedag, ek is Alani Janneke, senior multimedia verslaggewer, deel van Landbou Weekblad se span. Ons gesels met julle hier uit ons Kaapstad kantoor en ek deel graag met julle die verskillende sake waar ek verslag doen wat ek voel baie belangrik is vir boere om oor ingelig te wees, wat ook vir my na in die hart lê. Een van my hooffokusse is om oor weerstories te skryf, maar nie net voorspellings nie, want voorspellings is wat dit is, dis nie 'n belofte nie, dis net 'n voorspelling. Ook klimaatsake. Dit raak al meer belangrik dat boere verskillende besluite moet neem met klimaat. Die afgelope seisoen was 'n baie duidelike teken van hoe deurmekaar dinge werklik kan gaan. En dit is belangrik om te probeer verstaan en bepaal hoe dinge in die toekoms dalk kan lyk. Dit het ook natuurlik alles ekonomiese impak. Wyd op die ou end, ek doen ook verslag oor die tipe impak wat dit kan hê op versekering wat 'n wêreldwye pool het, nie net 'n plaaslike pool nie, en wat kostes verder en verder gaan opstoot. En dis baie belangrik dat ons probeer verstaan wat klimaatsverandering en aardverwarming is. Dit is nie bloot net 'n aarde wat warmer word nie, dis 'n aarde wat die totale klimaatstelsel geskommel is en ons met vloede sit in April wat veroorsaak is deur die La Nina wat al in Oktober moes aanbreek byvoorbeeld. Die ander kwessies waarop ons ook fokus, of waarop ek ook fokus, is veral veiligheid. Nie net om te skryf oor die misdade wat wel plaasvind nie, maar ook om vir boere te waarsku vooruit. Sou daar iets wees of 'n nuwe tendens wees, of om vir hulle bloot 'n paar wenke te gee oor hoe om hulle self en hulle gesinne en hulle plaaswerkers te probeer veilig hou. Ek skryf ook gereeld bydraes van ons droogte reeks artikels. Dit sluit ook by die klimaatstories aan, maar daar kan ons aspekte inbring soos boere wat planne maak om dwars deur droogtes te kom of om vas te byt en om hulle menslikheid met mense te deel, want dit is tog wat daar is, die stories wat die boere het. Ek het ook 'n liefde vir stories oor wyn, wat vir my baie na ook aan die hart lê om persoonlik te gebruik en om mense stories te deel. Ek skryf ook produksieartikels oor verskeie goed. Grane, melk, meer onlangs oor appels byvoorbeeld, vrugte. Ja, ek het 'n baie wye belangstelling en my blootstelling aan landbou het begin toe ek nog baie klein was en met 'n melkplaas in George, my ouma daar geboer het en dit het op die ou end vir my die deurslag gegee in my loopbaan toe ek die dag moes kies wat gaan die beat wees waarop ek fokus toe ek begin het as 'n joernalis. So ek is baie dankbaar vir landbou se rol in my lewe en vir die rol wat ek moontlik in die toekoms van landbou kan help speel. Baie dankie.